Vriende, goeiemôre. Dis Vrydag die 13de Junie. Nou, ons is nie bygelowig dat ons bekommerd is oor Vrydag die 13de nie. Dis Koffiekuier 947. Ek wil vanoggend met jou gesels vanuit Johannes 16. Maar ek moet onmiddellik by sê, soos met geen teksgedeelte in die woord van die Here, kan ons eintlik net daai paar verse lees wat ons moet lees. Mens moet altyd die konteks mos nou in gedagte hou. En wanneer ons dan nou kyk na Johannes 16 vers 5 tot 15, dan moet ons terugblaai eintlik na Johannes 1 toe, maar kom ons sê dan nou terwille van die gesprek vanmôre na Johannes 14 toe. Want in Johannes 14 sê Jesus vir sy disippels, ek gaan na my Vader toe en ek gaan vir julle plek gereed maak. En as die plek gereed is, sal ek terugkom en julle kom haal. En ek het dit al gesê, dis mos die pragtige huwelikstaal, liefdestaal eintlik wat hulle geassosieer het met 'n verlovingsfees, waar die bruidegom of die aanstaande bruidegom dan nou sou gesê het, ek gaan vir ons plek gereed maak. En dan gebeur daar nou 'n klompie goed in die res van hoofstuk 14, waar Jesus dan nou ook sê van vers 15 af, die Heilige Gees sal by julle bly. Dan in hoofstuk 15 praat Jesus oor die ware wingerdstok. Dat hy sê, ons is eintlik die lote wat op die ware wingerdstok hom ingeënt is. Hy praat oor die feit dat ons mekaar moet lief hê, dat die wêreld die gelowiges sal haat en ook sal vervolging wees, maar ons moet nie afvallig word van hom nie. En dan in hoofstuk 16 vers 5 lees ons hierdie woorde. Nou gaan ek na hom toe wat my gestuur het, en tog vra niemand van julle vir my, waar gaan u heen nie? Maar omdat ek dit vir julle sê, is julle harte vol droefheid. Ons kan ons in die disippels se situasie indink. Dan sê vers 7, tog sê ek vir julle die waarheid. Dit is tot julle voordeel dat ek weggaan. Want as ek nie weggegaan het nie, sal die voorspraak, die Heilige Gees, nie na julle toe kom nie. Maar as ek gaan, sal ek hom na julle toe stuur. En dan in vers 8 tot 10, dan praat Jesus eintlik oor drie take, drie verantwoordelikhede wat die Heilige Gees het. Naamlik dat dit op die ou en vir ons bewus maak van sonde, en dat die Heilige Gees vir ons ook bewus maak daarvan dat hierdie oordeel oor die sonde reeds in Christus klaar betaal is, en dat die owerste van die wêreld oorwin is, dat die sonde reeds oorwin is. En dan vers 12 sê hy, en dis mos hierdie teks wat die ouens baie keer aangehaal het in die eksamenvraestelle, ek het nog baie dinge om vir julle te sê, maar julle sal dit nie nou kan begryp nie. Hulle sê terloops so tussenin die studente dit aan die onderkant van die vraestel vir die dosent geskryf, en hy was nie baie beïndruk daarmee gewees nie. Wanneer hy kom, vers 13, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Wat hy sal sê, sal nie van hom self kom nie, hy sal net sê wat hy hoor, en hy sal die dinge wat gaan kom aan julle verkondig. Hy sal my verheerlik, want wat hy van my ontvang het, sal hy aan julle verkondig. En alles wat aan die Vader behoort, behoort ook aan my, daarom dat ek gesê het, wat hy van my ontvang het, sal hy aan julle verkondig. Nou vriende, as jy gaan kyk na hierdie gedeelte in Handelinge 16 vers 5 tot 15, dan is dit, en natuurlijk gaan dit oor die uitstorting van die Gees, gaan dit daaroor dat die Here Jesus vir sy disippels, vir ons voorberei, om te sê, hy gaan na die Vaderhuis toe, hy gaan maak plek gereed, maar die voorspraak is by ons, hy sal vir ons lei in die waarheid, hy sal ons oortuig van sonde, bewus maak van die feit dat die Here Jesus die dood en die sonde reeds oorwin het, en hy sal bly getuig oor dit waarmee God besig is in ons lewens. En dis een van die mintekste in die woord van die Here, wel, daar is ander ook, maar dis een van hulle, wat die drie eenheid van Vader, Seun en Heilige Gees so in een teks by mekaar genoem word. En eerskomende Sondag, die 15de, vier ons in die kerklike jaar die drie eenheid Sondag, waar ons juis nadink vanuit Adventstyd, Christus se geboorte, die verskyning van Christus in hierdie wêreld, dan Paasfees en uitstorting van die Heilige Gees. Nou gaan ons koninkrykstyd in, waar ons dan nou juist dink, hoe werk hierdie drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, met my as jou as gelowiges op hierdie stadium van ons lewe. En as ons daaroor nadink, dan moet ons vir mekaar sê, dat daar 'n stuk misterie in hierdie drie eenheid in God is, wat ons nooit heeltemal kan verstaan nie. Maar dat ons dit kan vier,
dat Vader, Seun en Gees deur die Gees by ons is, dis natuurlike feit wat staan soos 'n paal bo water. En dis wat ons Sondag gaan doen. Nou, as 'n mens oor die drie-eenheid praat, dan het ek nou nogal hierdie week so 'n bietjie geworstel met ons gemeente se klein groep gesprekke oor hoe sit ou die gesprek op tafel. En een van die metafore wat ek aan gedink het tog, wat ook kan werk is, as jy na jouself kyk, dan is jy 'n eggenoot heel waarskynlik, jy is heel waarskynlik 'n ouer, maar dalk ook 'n grootouer. So, jy het eintlik 3 rolle wat jy vertolk. Is dit nie iets van die drie-eenheid ook nie, dat Vader, Seun en Gees 3 verskillende rolle, en ek sê dit met versigtigheid, maar rolle het wat hy ook in ons lewens vertolk en wat hy vir ons speel. Maar punt is, vriende, ons kan nooit die drie-eenheid volledig verstaan nie. Ek lees die oulike verhaaltjie die week van 'n dominee wat vreeslik geworstel het ook oor hoe moet hy die begrip, die konsep van die drie-eenheid in die gemeente verduidelik. En later is hy moedeloos en hy besluit maar hy gaan eend gaan stap langs die see, laat hy net sy kop skoon kry, miskien kry hy 'n bietjie insig daar rondom. En terwyl hy so op die strand stap, sien hy daar's 'n klein seentjie wat besig is om 'n sandkasteel te bou. Wel, uiteindelik die sandkasteel klaar gebou. En julle ken mos die sandkasteel, mense maak altyd so graag rondom die kasteel net, hulle skelms nie kan inkom nie. En die seentjie is toe nou besig om met sy klein emmertjie water by af na die brandertjies toe, dan skep hy van die oseaanse water en dan gaan gooi hy dit in die grag. Maar nou ken ons sand, dit verdwyn sommer daarin. Maar soos die ouetjie heeltyd heen en weer, hardloop hy, gaan haal hy water, gooi in die grag, gaan haal hy water en gooi in die grag. En toe die dominee so terwyl hy stap dit sien, toe besef hy, maar dit is wat die Here vir hom ook 'n boodskap gee. Ons probeer met menslike tale, menslike metafore en beelde, probeer ons om God wat soos die oseaan is, in 'n emmertjie vas te vang en in te gooi in 'n sandkasteel se watergrag. En ons gaan dit nooit reg kry nie. Ons gaan dit nooit reg kry nie. God is te groot, God is net ver bokant ons begrip en verstand. En toe ek en my kollegas maandag so 'n bietjie gesels oor hierdie beeld en hierdie storie ook, toe sê een van die manne daar, maar wat 'n wonderlike genade is dit nie, dat God ons toelaat om met ons emmertjie te gaan water skep in die oseaan. Dit is vir God goed, dat ons ook oor hom dink, dat ons ook oor hom wonder, en hy gee van ons daar die ruimte om dit te doen. So vriende, mag hierdie jou so 'n bietjie oopbreek ook om saam Sondag, drie-eenheid Sondag te vier, en opnuut net te sê, Here, ag ek verstaan dit nie, maar dankie dat U 'n drie-in-een God is, wat op soveel maniere by my lewe betrokke is. Terloops so Sondag gesê, ek is so 'n bietjie die naweek af, ons gaan so 'n bietjie rondloop in Struisbaai, saam met Jean-Marie se sussie en hulle mense, maar Janie Hougaard is hier in die kerkgebou aan die woord, so hy nooi julle ook uit om in te skakel by die erediens van Sondag, waar ons 'n bietjie dieper verder gaan dink ook nog oor die drie-eenheid van God in ons lewens. Kom ons sit so vriende, dan bid ons vanmôre saam. Here, baie dankie dat ons kan weet dat U 'n drie-in-een God is, Vader, Seun en Gees. En dat, Here, elkeen van hierdie persone in die drie-eenheid op 'n besondere manier ook in en deur ons lewens betrokke is en met ons 'n pad loop. Ons verstaan dit nie alles nie, Vader, maar ons wil U eer, want U is die skepper van die heelal. U is die een wat ons gevorm het, wat ons gemaak het, wat ons onderhou. En Here Jesus, U is die een wat ons in 'n nuwe verhouding met die Vader kom plaas het, deur U kruisdood en die opstanding, wat vir ons nuwe lewe moontlik maak, wat vir ons die voorbeeld voorgeleef het van wat dit beteken om in hierdie intieme verhouding met die Vader te leef. En Heilige Gees, U is dan die een wat nou in ons werk en ons deur U woord ook versterk om vas te hou en te bly glo en eintlik op hierdie pad van nuwe lewe begelei te word. Dankie dat ons aan U mag glo. Dankie dat ons in U kan vashou. Dankie dat ons dit kan vier, dat ons 'n drie-enige God aanbid. Wil U dan met ons wees ook as ons nadink daaroor en as ons baie keer met koppe staan wat net dronk gepraat is as het ware, en dat ons toch in verwondering net sal kan sê, aan U die eer, die drie-enige God,
wat regeer in ons lewens. Wees met ons ook in hierdie naweek, Here Jesus, wil U vir ons begelei deur die Gees en wil U gee dat U verheerlik word in alles waarmee ons besig mag wees. Dit bid ons in U naam alleen. Amen. Vriende, dankie dat jy vanmôre ook weer saamgekuier het. Mag jy jou koffie geniet, mag jy jou naweek geniet en ook, ja, maandag is ons nou Nasionale Jeugdag, mag ons dit ook vier dat ons 'n hart het vir jong mense om ook vir hulle te begelei op hierdie pad van geloofsvorming en van liefde vir die drie enige God. Mooi loop, ons kuier Dinsdagoggend weer saam.